Goeiedag, baie welkom by les nommer 29 van Die Weg. En die lestitel is Die Afrika Projek en Sending. Dit gaan oor die boom en die wortels analogie. Die Here gebruik die boom en sy wortels as 'n analogie in Psalm 1 om vir ons geestelike lesse te leer oor hoe moet ons wandel, waar moet ons geplant wees, waaraan moet ons aandag gee en waar moet ons volle gehoue tyd spandeer en nie op verkeerde plekke en met verkeerde dinge nie. Goed, ek lees vir u uit Psalm 1. Dit gaan oor die 2 weë, is die opskrif in die Afrikaanse vertaling. Dit is natuurlik die smalweg en die breë weg. Jesus sê, die smalweg is nie 'n maklike weg nie. Daar is nie baie mense daarop nie, maar die breë weg is die breë weg waar almal maar is. En waar ons ook was, totdat die Here ons kom red het en ons uitgehaal het. Ja, het is baie diep uitgehaal uit hierdie breë weg, wat spoedig op pad is in die afgrond in die verdoemenis. Dis die lering wat die Here gegee het. Nou kom ons lees Psalm 1 en dan wys ek vir julle die analogie wat die Here gebruik het deur die apostel Kalembo van Congo wat hy na my gestuur het om vir my te kom sê, Piet, jy moet nie aftree nie, jy moet aantree. Jy moet opstaan sodat Christus oor jou skyn, jy moet doen waartoe ek jou geroep het. En hierdie analogie het die Here vir Kalembo gewys. Hy het vir die Here gewys, Afrika is soos 'n boom en Suid-Afrika is soos die wortels van hierdie boom. En die Here wil in Suid-Afrika 'n sekere boerevolk groep. Hy wil 'n sekere etniese groep gebruik, net soos wat hy in sy tyd 'n sekere etniese groep gebruik het, naamlik die Galileërs. En net soos hy in sy tyd, na hom, die apostels, die 12 apostels, of eintlik die 11 apostels en later 12 apostel bygevoeg, hoe die Here hulle gebruik het om eers met 'n sekere groep te begin. Jesus het met Galileërs begin en toe die apostels begin na die uitstorting van die Heilige Gees, het hulle net met die Jode gewerk, maar die breër Jode, nie net die Galileërs nie, want hulle was die Galileërs, en toe het die Here daarna vir Petrus met 'n laken wat in die hemel gesak het, gedemonstreer en geopenbaar, dat dit nou die tyd is dat die ander nasies, wat nie Jode is nie, sal deel word van die weg van die Here. En daai tydse kerk was genoem deur die mense wat gespot het oor die kerk van Jesus, het gesê, dit is die sekte met die naam van die weg, en dit staan so in Handelinge. Anyway, Psalm 1, ons is nou daar, Psalm 1 sê vir ons duidelik, dat welgeluksalig is die man, wat op die weg is, die weg van Christus, die weg van God, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Dis interessant, 3 vers 1 is geweldig. Die smalweg is moeilik, want sy voedingsbron gaan ons nou in vers 2 lees. Maar wat jy moet waarneem is dat jy wandel eers in die wandel van jou lewe, en dan begin jy op verkeerde paaie wandel, en dan begin jy staan. Eers wandel jy, dan gaan staan jy. Jy begin vertoef op die weg van die sondaars. En op die ou einde, as jy lank met hulle vertoef en met hulle goede besig is, en met die goede wat op die TV en in boeke en tydskrifte en koerante is, en dit is alles die goede van die wêreld, dan gaan jy later sit saam met hulle in die kring van die spotters. So jy wandel eers in die raad van die goddelose, dan gaan staan jy op die weg van die sondaars, dit beteken jy begin doen wat hulle doen, en jy doen dit net so, en dan uiteindelik sit jy in die kring van die spotters. Maar die Here sê nee, my weg is 'n smal weg, my weë is anders as julle weë, en my gedagtes is anders as julle gedagtes. Nou gaan hy in vers 2 en dan sê hy, maar die een wat op die weg van die Here is, die smal weg, hy sal nie in daai weë van die sondaar wandel nie, so nie sit in die kring van die spotter nie. Wat sal hy doen? Sy behaag is in die wet van die Here. Maar die woord is vir hom belangrik. Die Here is vir hom alles.
Hy soek eers die koninkryk en sy geregtigheid, en hy weet die res sal vir hom bygevoeg word. Hy gaan soek nie die dinge van die sondaars in die wêreld nie. So, sy behaag in die wet van die Here, die woord van die Here, en hy oordink hierdie woord dag en nag. Hy bepeins dit dag en nag. En dis wat Josua 1 vers 8 en 9 vir ons leer. Hoe gaan jy in die beloftes van die Here infloreer? Hoe gaan jy in die beloofde land ingaan? Jy moet die woord van God bepeins, jy moet dit proe en sê, en prewel en sê dit oor en oor tot jy dit ken uit jou hart uit. En dat dit ingesink het in jou lewe en God het ingeplant het in jou gees en dat dit van daar af na jou siel gaan, jou denke vernuwe volgens die woord. Maar hy sê in vers 3, hy wat so geplant is by waterstroom, hy wat in die Here se weë behaag het en dit bepeins dag en nag, daai man, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Hier is die boom, geplant by waterstrome. Wat doen 'n boom wat geplant is by waterstrome? Onder die grond is die wortels. En die wortels gaan deur die grond en groei tot waar die water is. En hy trek hy water en hulle is dit droog rondom, en hulle is dit warm, en hulle brand die son, en hulle waai die wind. Hy is geplant in sekuriteit van God en God se woord en God se geregtigheid. Hy soek eers God en sy geregtigheid, en daarom sal die vrug reg wees, en hy sal daai vrug dra. Halleluja, dis wonderlik, prys die Here. So ons moet ons verlustig in die Here, en in sy woord, en dan sal ons die vrug dra, en dan sal ons ook op die einde die oorwinning behaal, want dit sê die krag van die woord, dis die woord wat kragtig is om ons te red, en om ons te laat opgroei in die beeld van God en van Christus. Nou sê hy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Nou, die wortels van die boom is belangrik. As daai boom nie wortels het nie, al staan hy binne in die water, dit gaan nie werk nie. Die boom sal vrek. So die Here het vir Kalembo gestuur om vir my te kom sê, ek moet ag gee op die boom. En hy het gesê, in sy drome, dit wat die Here met hom gepraat het, gesien, daar's 'n boom wat die vorm van die Afrika-kontinent het. En onderaan die Afrika-kontinent is daar wortels, dis die wortels van die boom. Suid-Afrika is met ander woorde die wortels van die kontinent van Afrika. En Kalembo sê, die Here sê, hy gaan Afrika impakteer deur die Suid-Afrikaanse mense. Maar hy was baie spesifiek, die Kalembo is 'n Kongolees, in sy eie stam in die Katanga provinsie, het daar groot geword. En hy verstaan stamme, nasies, volke en tale baie goed, want dit is hoe hulle land fungeer. En hy sê vir my, dat die Here sê, dat sonder die boerevolk gaan Afrika nie korrek wees nie. Afrika gaan nie floreer nie, gaan nie die regte vrug dra nie. Maar die wortels is belangrik, en Suid-Afrika is die wortels. Hy sê maar nie net Suid-Afrika, hy sê spesifiek, sê die Here, hy wil begin met die boerevolk. Hy wil die boerevolk, 12 apostels, 12 profete oprig en toerus, en dan 70 disippels uit die boerevolk, wat hy wil gebruik in Suid-Afrika, om Suid-Afrika verder te impakteer, al die nasies, stamme, volke en tale in Suid-Afrika, en van daar af die res van Afrika deurtrek, met die opdrag van keer terug na die weg van Christus. Bekeer julle van julle eie weë, julle eie manier van kerkhou, en julle eie etniese voorkeure oor wat kerk moet wees, en kom na Christus toe, en doen dit soos Christus het gedoen het. Nou goed, ek wil vinnig maak deur die res van die Psalm 1 te lees. Hy sê, vers 4, so sal die goddelose mense nie wees nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. So, die kerk van Jesus Christus, wat nie in Christus ingeplant is nie, en wat nie krag het, wat uit die woord uitkom, en uit die Gees, die Heilige Gees, die lewende water, die lewende brood, dit is wat die Heilige Gees kom doen het. As die Heilige Gees nie in beheer is van sy kerk nie, dan gaan die kerk nie vrug dra nie. Want die hitte van die dag gaan die boom skroei, en hy gaan op die eind nie doen en bereik waarvoor hy gestuur is nie.
En nou sê die Here, die goddelose mense is soos kaf wat die wind verstrooi. So as ons nie in die weg van Christus opereer nie, dan is ons eintlik, dis soos kaf wat die wind verstrooi. Elke windjie van lering kom, gooi ons omver. Ons leer sommer enigiets wat ons hoor wat mense sê. En ek het al baie van die Afrika mense geluister. Ek is baie versigtig vir hulle. Hulle is baie geneig tot dwaling en dit gaan nie oor rasisme hierso nie. Dit gaan oor wat die gees van die Here in mense werk. Ek ken mense soos Kalembe wat lieflik in die Here is. Hy is so pragtig, hy is so nederig. Ek het so baie by hom leer. Hy is so 'n wonderlike mens in die Here. Ek het baie sulke broers, Afrika mense, baie sulke broers, en ek is lief vir hulle. Maar hoor nou mooi, die Here kies, en ek het vir julle geleer, en ek gaan nog steeds vir julle leer, dat die Here gebruik net Galileërs, in sy ganse 3,5 jaar op aarde, om hulle te disipel, net Galileërs, dis 'n klein groepie, van die Joodse volk, maar hy impakteer die hele Joodse volk, na die uitstorting vir die Heilige Gees, nadat Christus opgevaar het in die hemel. Hy impakteer die hele Joodse volk. En daarna openbaar hy aan Petrus, aan Petrus, openbaar hy met die laken wat in die hemel uitsak, en hy sê, slag en eet, van al die onrein diere en al die diere wat in die laken is. En Petrus is so vies en walglik vir hom, en hy sê, Here, hoe kan ek wat 'n Jood is, al hierdie goed te eet, het ons verbied om dit te eet, te sê die Here, wat ek rein ag, mag geen mens onrein ag nie. En hy sê eintlik vir Petrus, hy sê, kyk, julle het die ander nasies as onrein gehanteer, en dit was so, want hulle was onrein, want God het net by die Jode gewerk, oor die hele ou verbond. Maar nou, sê die Here, dit gaan nou na die ander nasies, volke en tale toe ook, en toe Petrus daai openbaring kry, toe kry hy die opdrag om na Cornelis te gaan en sy familie, en daar begin die kerk posvat in Handelinge 10 jaar na die uitstorting van die Heilige Gees, begin God eers onder die nie-Jode werk. Halleluja! En daar word Petrus die apostel, en hy van die begin af van die Jode, en die Here rig vir Paulus later op as die apostel, die leierapostel onder die nie-Jode. Maar die Here moes eers aan Petrus, die leier van die Jode, die openbaring gee. En dit is die analogie van die boom van Afrika. En die Here sê, hy wil die hele Afrika bereik, en op die einde die hele wêreld. Maar het begin by die wortels van die boom, en daai wortels is die boerevolk van Suid-Afrika, en God wil hulle gebruik. God is nie 'n rasis nie. God het rasse ingestel, hy het etnisiteit ingestel, God het verskillende tale ingestel, omdat die mens hulle eie ding doen, hulle eie torings bou hemel toe, in plaas van om die aarde te vul met God se heerlikheid, in die opdrag van die Here. So die opdrag van die Here is nou weer daar, hy sê, kom aan, bekeer julle en hergenesis, begin weer, kry die kerk terug op sy pad, op die weg van Christus. Halleluja. So ek lees net gou hier klaar. Hy sê die goddelose mense, die wind waai hulle rond, net soos die wind wil. Maar hy wat geplant is in die Here en in die woord, hy staan vas, en hy is ingeanker in Christus se liefde, en in die water van die Heilige Gees. En so sal die goddelose dan nie bestaan in die vergadering van die regverdiges nie. Dit is die weg van Christus, die vergadering van die regverdiges. Dit is die kerk van die Here, wat geen deelgenootskap aan duisternis en goddeloosheid het nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges. Hy gaan aan die einde van die tyd, as mense nie in hom glo nie, gaan hulle sê, Here, maar hier sê ek het saam met u gemeentes, het ek geluister na die woord, en ek het selfs nagmaal gebruik, Here, hier is ek ook, hoekom is ek buitekant? Dan sal die Here sê, gaan weg, ek ken jou nie, maar Here, jy het nooit jou hele lewe vir my gegee nie. Halleluja! Ons kan ons lewe vir die Here gee, en ons kan deelgenote wees van die volheid van God. En dis wat ek onlangs vir julle geleer het, oor wat staan in Efesiërs 1 en 2, veral in 2, waar hy sê, hy bring die skeidsmuur, hy vat dit weg tussen Jode en nie-Jode. Dit wil sê Jode en al die ander nasies. Maar as jy in Christus is, dan is jy die nasie van God, 'n heilige volk, 'n koninklike priesterdom.
En dan is jy anderste as die wêreldse mense. So sal die Here die boom gebruik wat Afrika. Ek het hier so in die notas het ek 'n prentjie vir julle ingekopie daarso van 'n boom wat net soos Afrika lyk. Die boom met sy takke, sy stam, sy wortels kan jy nie sien, dis mos onder die grond. Maar hier kom die Here met die analogie van die boom en die wortels. En dis wat die Here opdrag gee, dis vir my uniek, dis vir my kosbaar, dis vir my skriftuurlik korrek, hoe die Here werk volgens wat Psalm 1 sê, en dit gaan als oor die weg van die Here. Kom weg van dit wat nie van die Here is nie. Laat staan daai ander weë, jou eie weë en jou eie denke. So volgens die woord van die Here, via Kalembu, het die Here met my kom deel en vir my gesê, jy moet 'n beweging van die gees van God in Suid-Afrika begin. Daarna moet dit die hele Afrika penetreer. Daarna moet dit uiteindelik tot die uiterstes van die aarde gaan, om elke nasie, volk en taal op hierdie aarde 'n kans te gee om te bekeer en op God se weg te kom, die weg van Christus. Dit is die waterstrome van lewende water. En Suid-Afrika gaan hierdie rol speel, die Suid-Afrikaanse gelowiges, kinders van God, wat hulle toewy aan die Here, hulle gaan help om hierdie aksie uit te voer, om mense terug te kry op die weg van Christus. So, ek wil afsluit deur vandag vir julle te sê, die Here gaan die kerk in Afrika transformeer, maar hy gaan begin in Suid-Afrika. Maar hy begin eers in ons harte. Hy transformeer ons harte. Dan gebruik hy ons om ander harte te transformeer. Elke nasie, elke stam, elke volk, elke taal in Suid-Afrika, daarna in elke Afrika land, tot aan op die einde, aan die uiterstes van die aarde, elke kontinent, elke land, elke stam, nasie, volk en taal moet 'n kans kry om te hoor. So, ek sluit af dan deur te sê, u moet seker maak dat u die beweging van die Heilige Gees toelaat om u hart aan te raak en vir u 'n kans te gee om by die Here uit te kom, sodat u kan deel wees van hierdie groot oes, deel van hierdie herlewing, deel van om weggevat te word uit die wêreld uit. Hy sê, kom uit onder hulle uit, wees my volk, en ek sal vir julle 'n God wees. Ek sal in julle woon en onder julle wandel. Tot later, die Here seën vir u.